Jy het 'n paar aanstellings gemaak om daai span te versterk. Dink jy 'n groot rede vir die sukses is juis die span wat jy kon bou? Ja, dit gaan oor mense. Finansiële dienste, ek meen, is nie soos 'n motor, jy weet, ongeag van die mense met wie jy werk, jy kan die motor sit, jy kry die nuwe reuk as jy in hom sit, dan weet jy gaan daai motor koop. Ons het niks om te wys nie, hoe lyk ons produk? Jy is net so goed soos die mens wat oor die tafel sit, wat die belofte maak dat ons na jou gaan kyk. Meerendeels as nadat jy dood is, gaan ons uitbetaal aan jou familie. En die tipe van dinge, en so dit gaan oor mense, dit gaan oor beloftes, dit gaan, jy weet, en daar moet jy goeie mense hê. As jy vandag kyk, jy kan nie sukses in finansiële dienste hê sonder die beste mense nie. Ek wil daai punt bietjie verder neem. Sanlam kyk na 'n magdom Suid-Afrikaners se aftreegeld, se geld nadat hulle tot sterwe gekom het. En die welvaart van 'n baie groot deel van ons bevolking hang af van Sanlam en die kundigheid, die voogdyskap van Sanlam oor daai geld. Hoe benader 'n ou daai, kom ons sê daai verantwoordelikheid? Wel, die eerste ding is om met die geld te werk asof dit jou eie is, om nie kanse te vat. Ek dink, as 'n mens kyk ook na Sanlam, ons probeer nie groot risiko's vinnig geryk word self of vir ons kliënte nie. Ons probeer die risiko's wat mense neem beperk. En as ons risiko's neem, dan moet daai risiko's verband hou met die moontlikhede en die opbrengste wat daar is, maar ook met die aptyd van die mense wie se geld ons werk. Ek dink dit is waarskynlik die heel belangrikste. Johan, wat se tipe besluite in 'n groot organisasie soos Sanlam is vir jou die moeilikste besluite en sukkel jy of sit 'n mens die langste mee om by die regte konklusie te kom? Ek het reeds gesê, eintlik is ons besig, ons is nou finansiële dienste, maar dis eintlik 'n mensebesigheid. En die goed wat op mense se lewens 'n impak het, om jy weet om iemand aan te stel of van iemand afskeid te neem, daardie besluite is groot besluite en 'n mens moet dit doen. Die tegnologie wat ons vandag gebruik en die produkte is heeltemal anders as wat ons 10, 15 jaar terug gehad het. Die omgewing is anders. Daar is meer risiko. Goed is meer onseker en ons moet mense hê wat in daardie behoeftes kan voorsien, ook vir ons kliënte. En dit is nie noodwendig die mense wat jy gehad het nie. Om daardie besluite en verandering te kan maak, is definitief die moeilikste. As jy jou bestuurstyl sou beskryf, hoe sou jy dit beskryf? Wel, in die boeke, as ek nou lees daaroor, dan sal dit sê 'n soort van 'n eklektiese bestyl. Maar in gewone Afrikaans beteken dit maar eintlik, jy weet, so iets van alles. 'n Mens moet, soos die Engelse sê, horses for courses. 'n Mens moet nie goed probeer bestuur wat reg werk nie, so jy moet daarin terugstaan. 'n Mens moet in beheer bly van dinge, maar jy moet mense geleenthede gee. En dit moet gaan oor 'n span. Vir my gaan dit oor 'n span. Ek is nie 'n aktuaris nie, ek het 'n landbou agtergrond, soos jy weet. Om 'n groot finansiële dienste instelling beteken, ek gaan nie alles weet nie. Mens moet op mense kan staat maak en jy moet die regte mense om jou kry en hulle die regte mense die geleenthede gee en die verkeerdes wegkry. Wat ek gesien het is, mense moet negativiteit van wegbly, jy moet mense met 'n positiewe uitkyk hê, mense wat wil iets doen. Dit is die mense wat jou plekke inneem en dit is vir wie jy die geleenthede moet gee. As jy 'n jong mens sou raad gee aan die voorpunt van sy loopbaan, afgestudeer, wat sou die kernelemente van daai raad wees? Ek dink 'n mens moet mikpunte hê en 'n mens moet hoog mik. Ek dink 'n mens verbaas jouself baie keer dat baie hoë doelwitte bereik kan word. En die tweede ding is, mens moet 'n plan hê. Ek meen, goed gebeur nie toevallig nie. En as jy nie 'n plan het nie, dan kom jy op plekke uit waar jy nie wil wees nie. En as jy plan het en 'n mikpunt en jy het redelik hoog gemik en jy werk dan, skouer aan die wiel, jy moet bietjie harder werk as die volgende ou, dan kom jy plekke. As jy van bo af kyk na die mense in die organisasie en jy identifiseer leierskap en potensiaal, wat is die eienskappe waarna jy kyk? Weet, mens kyk na iemand wat veel meer gee, iemand wat, daar's 'n klomp goed wat jy moet hê. Jy moet betroubaar wees, as jy iets gesê het wat jy gaan doen, moet jy dit doen, jy moet stiptelik wees en al daardie tipe van eienskappe. Maar as jy werklik gaan kyk na die mense wat jou plekke heen gaan neem, dis nie honderde van hulle nie, dis 'n enkele paar. So jy kyk na mense wat jou iets meer bring as die gewone. Jy kyk na mense wat konstant nuwe idees het, die entrepreneurs, selfs in groot organisasies wat baie keer bureaukraties is dit entrepreneurs wat jou die idees gee en dan moet jy vir hulle die geleentheid skep. Daardie ietsie ekstra, die ekstra myl wat mens gaan, dit is waaroor dit werklik gaan. Johan, ek wil terugkeer na beleggings toe.
As jy kyk na die beleggingsomgewing en beleggingsbesluite, veral wanneer dit kom op individue, die mense daar buite, van 'n beginselpunt af, watse raad en advies sal jy gee wanneer dit kom by beleggings by die mense daar buite? Ja. Ek moet sê die eerste, voordat ek nou by die belegging, hoe jy jou geld moet belê. Die eerste ding wat mense moet doen, hulle moet vroeg begin om te spaar vir aftrede. Die meeste mense wat aftree vandag, het te min geld, nie omdat hulle geld verkeerd belê is nie, maar omdat hulle te laat begin spaar het. Hulle te laat begin voorsiening maak vir aftrede. Jy kan nie in 10 jaar, as jy 50 is, gaan begin voorsiening maak, en as jy 60 is wil aftree, en dan nog 30, 40 jaar wil lewe op 10 jaar se voorsiening wat jy gemaak het. So jy moet vroeg begin. Tweede punt is, moenie te gou ophou werk nie. Die feit dat 'n mens op 60 aftree, is 'n geskiedkundige ding, toe mense vroeg dood gegaan het, die meeste mense was dood op 60, 65, dis hoekom aftree ouderdom daardie tyd is. Ons lewe baie langer, mense moet probeer om langer te werk, en nie noodwendig in dieselfde beroep nie, hulle moet in ander beroepe kry, ander dinge doen, daar is baie geleenthede om van daaruit goed te doen. Dit is die 2 belangrikste goed. En dan as jy jou geld wegsit, moenie op goed doen wat jy dink jy vinnig gaan ryk word nie. Goed wat te goed is om waar te wees, is bloot te goed om waar te wees. En dit is waar jy geld verloor. Mens moet kyk na die risiko. As jy wil gaan weddenskappe aangaan, gaan Sun City toe, kry plesier uit die geld wat jy wil. Maar jy moet dit nie met jou aftreegeld doen nie. Moenie kanse vat, groot kanse en al jou eiers in een mandjie sit nie. Kyk na risiko, kyk na 'n gebalanseerde portefeulje en maak seker dat wat jy doen met jou geld, as iets kleins verkeerd loop, dat jy nie, as jy 65 is, al jou geld verloor het nie, maar dat jou geld redelik by mense met goeie reputasie het en wat jou kan help. En kry advies. Daar is baie adviseurs daar buite wat presies weet hoe mense te help en so meer. Kyk wie is hulle, kyk wat is die rekord van die mense, en as hy te veel beloof, dis nie 'n goeie adviseur nie. Johan, die finansiële krisis, baie mense lê dit voor die deur van finansiële instellings en spesifiek die gulsigheid van mense in finansiële instellings. Wat is jou opinie daaroor? Wel, gulsigheid en waar mense kans vat om groot bonusse te kry, het sekere bydrae gelewer. Maar om te sê dat dit die alleen faktor was, dink ek, maak mense 'n groot fout. Daar is verskeie faktore wat bydraes gelewer het. Die eerste is die kompleksiteit wat daar is in die produkte wat ons vandag sien, is 'n groot faktor. Mense verstaan nie, dit raak 'n black box tipe van 'n benadering wat ons sien. Mense doen dinge wat hulle nie die konsekwensies volaf beskou nie. Regerings wil, jy weet, 'n baie groot deel van die probleme wat ons vandag mee sit, al het ons nie die probleme van gulsigheid gehad nie, is dat regerings bloot weer herkies wil word en mense goed laat beloof en bo hulle vermoë leef. As jy jou gesin of as 'n individu, as jy meer uitgee as wat jy inkry, gaan jy bankrot. En dit gebeur met lande ook. Mense wil graag te veel hê. En dit gaan nie oor gulsigheid van individue nie, maar van regerings, verkiesingsbeloftes wat moet nagekom word en dinge soos dit.